aan almal, wat 'n wonderlike voorreg om weer die gebedsversoekprogram met u te deel van my Ansie Smit. Yvonne Besuitnout, goeiedag. Baie welkom. Ek wil graag vra dat julle vir ons sal laat weet van waar julle kyk. Sodoende kan ons ook net beter vasstel waar al ons kykers is. So kom ons begin vanoggend met waarop vertrou ons in hierdie moeilike tye. Yvonne, ek dink in hierdie tyd het ons almal baie uitdagings. As ons luister en ons hoor, daar's probleme, daar's moeilikheid, daar's hartseer, oral. So kom ons kyk vanoggend 'n bietjie, wat dra ons deur die storm? Want ons weet, as ons nie nou deur 'n storm gaan nie, lê daar iewers vir ons 'n storm voor. Ons weet dat ons nie gevrywaar is teen enige storm nie, maar waarin is ons geanker in hierdie tyd? Waarin hou ons vas in hierdie tyd? Baie van ons het uitdagings. Ons weet nie miskien vandag hoe jou uitdaging lyk nie. Het jy 'n slegte rapport van die dokter ontvang? Is jy afgedank by die werk? Is jy in 'n moeilike huwelik? Staan jy voor 'n egskeiding of het jy al reeds die dokumente ontvang? Is jy in 'n ernstige siekbed vasgevang? Lê jy in 'n hospitaal? Het jy kinders wat rebelleer of ongehoorsaam is? Het jy familie of vriende wat in gevangenisse is? Staan jy voor 'n groot finansiële krisis? So kom ons kyk vanoggend, baie van ons het geliefdes wat nog nie die Here dien nie, wat vasgevang is in wêreldse gewoontes. So kom ons gaan kyk vanoggend 'n bietjie, wat kan ons leer uit Psalm? Ja, as ons net so 'n bietjie terugdink aan ons eie lewe soms, dan leer die Here ook vir ons om in hierdie tyd voorkomend te bid. Jy weet, kom ons bid voor die tyd al, kom ons bid vir ons toekoms, kom ons bid vir ons kinders se toekoms. So, ons moet nie altyd wag tot 'n ding gebeur nie. Daarom bid ons tog ook soos Psalm 91 sê, Here beskerm my en bewaar my en in die skuilplek van die Allerhoogste. Al daardie goed moet jy leer om elke dag ook vir jouself op te sê en laat die vyand dit kan hoor. Ons lees in Psalm 1, die Afrikaanse 33 vertaling, die 2w, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sonders in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons sien mense wat op 'n plaas bly en die ou manier wat hulle koring uitgeslaan het en die kaf uitgeslaan het, dan het die kaf so eintlik so in die wind weggewaai. En dit is presies wat die Here sê, as ons nie die Here se wette oordink nie, as ons nie mediteer op sy woord nie. Nou mediteer op sy woord beteken nie om daar te gaan stil sit met jou bene gekruis en dit nie, dit beteken net dink daaroor. Wat sê die woord van die Here? Hierdie ding wat ek doen, hierdie ding wat ek nou in die gesig staar. Wat sê die woord daaroor? Mediteer die woord, sê dit hardop. Ja, as ons kyk, die regverdige en die goddelose, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat sy vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddelose nie. Hulle is soos skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddelose lei tot ondergang. Soveel keer sien ons mense, elke keer as dit sleg gaan, dan onthou hulle skielik, daar is 'n God, dan gaan hulle kerk toe,
En sodra die dinge weer goed gaan, dan trek hulle weer weg van die kerk af, trek hulle weer weg van die Here af. Daarom sê die Here, ons moenie sit in die kring van die spotters nie, want die mense wat in die kring van die spotters is ligsinnig, hulle vertrou nie, hulle maak staat op wêreldse dinge, wêreldse plesiere om hulle vrese weg te vat. Onthou, dit is alles tydelik. Die Here sê ons moet op hom vertrou met ons hele hart en ons moet steun op hom en nie op ons eie insig nie. Daarom is dit belangrik om die woord van die Here te ken en te leer en te lees wat die Here vir ons daaruit wil leer. Ons bespreek vandag hierdie uit heeltemal verskillende vertalings sodat julle dit mooi kan verstaan. Die regverdige en die goddelose, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddelose nie, of staan op die pad van die sondaars nie. Geluksalig is hy wat staan vir wat die woord van die Here ons leer. Want die Here sê, geluksalig is hy. Want dink nou net, wat sal gebeur as die Here skielik kom? Jy weet, ons in hierdie tyd is daar baie predikers gewees wat gepraat het oor die wegraping en dit maak nie saak wat die tyd of die uur is wat die Here gaan kom nie. Ons moet staan as 'n godsvreesende man en vrou voor die Here. Ons moet die Bybel lees dag en nag. Ons moet dit mediteer, ons moet daaroor dink. Doen Bybelstudie, daarom gee ons vandag vir julle die verskillende vertalings, sodat julle beter kan verstaan. Ons sê hierso verder, hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here. Hoekom vreugde? Want dit is tog die regte dinge. Die Here het nie die gebooie vir ons geplaas om ons te straf of om dit vir ons moeilik te maak nie. As ons die gebooie van die Here volg, dan sal dit met ons goed gaan, want dan sal geen teenspoed dan op ons pad kom nie. Hy sê, en die Here oordink sy voorskrifte dag en nag, presies soos wat ons sê. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. As jy nie in die weë van die Here bly en hierdie storms en dit kom, gaan jy nie omgewaai word nie, gaan jou wortels nie uitgetrek word nie, want jy gaan vas staan soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, want jy kry jou water, die bron, Jesus Christus is tog die lewende water. Ons kry ons krag van hom vandaan. Hy voed ons en daarom kan ons staan, vas staan en bereidwillig wees om vas te staan vir die woord van die Here. Hy sê so, maar dit geld nie vir die goddelose nie. Hulle is so skaf wat die wind verstrooi. Hulle word sommer vir die geringste ou dingetjie, val hulle terug en hulle is soos 'n kaf wat in die wind weggewaai word. Daarom sê die Here, die goddelose is soos kaf wat in die wind verstrooi word. Staan vas, moenie deel wees van die goddelose nie. Sê vir jouself elke dag, ek is 'n kind van die Here, kwoteer die skrifte. Hy sê of ons in die of sondaars nie daarom sal goddelose nie voortbestaan in die oordeel, of sondaars in die geselskap van die regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. Waarom lei dit tot ondergang? Want hulle vertrou nie op die Here nie. Hulle vra nie die Here vir raad nie. Hulle kom nie na die Here toe sodat die Here vir hulle wegwys nie. Hulle volg hulle eie kop en dan sien ons, hulle lei na ondergang. Ja, as ons kyk na vers 1, die Afrikaanse vertaling sê gelukkig, geseën, wel geluksalig. Maar as ons gaan kyk na die Hebreëus, wat dit beteken, dit gaan goed met. Wat 'n wonderlike belofte dat die Here vir ons sê, as ons hom dien, as ons sy weg soek, sal dit met ons goed gaan. En dit word ook toegepas op die goddeloses, die sondaars, wat nie vir God herken nie, wat nie die woord lees nie, hulle oordink dit nie. Kom ons gaan kyk ook 'n bietjie na die saligsprekinge van Jesus in Matteus 5 vers 3. Die sondaar word vergelyk met die goddeloses, ligsinniges, spotters. Dis mense wat kies om nie die Here te gehoorsaam nie. Hulle het geen vrees, geen respek vir God en sy woord nie. Hulle lewe 'n onverantwoordelike lewe. So kom ons kyk net weer wat die twee weë, die twee paaie, en dan wil ons vanoggend kyk wat sê die Hebreëse woord verder. Geluksalig, gelukkig, geseënd as Asher, wat beteken om gelukkig te wees.
As jy die Here dien, moet jy gelukkig wees, want ons kan nie dan rondloop met skouertjies afgetrek, 'n koppie wat hang, iemand wat kla nie, want ons is gelukkig, ons dien die Here, ons soek sy wie in alles. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde, hoe ons werklik 'n goddelike lewe kan lei. Ons moet elke dag 'n goddelike lewenstyl handhaaf. Ons kan nie lewe soos die wêreld nie, praat, dink, doen nie. Ons moet vir die wêreld wys dat ons verskil van hulle. Ons optrede is anders, ons woorde is anders, ons aksies is anders. En dan moet ons God vrees. Ons moet 'n eer en 'n respek hê vir God. Ons moet sy woord vrees. Ons moet die Here dien met alles wat in ons is. Ons moet volkome op God vertrou, sy woord, soos Yvonne gesê het. Ons kan nie in hierdie tye op ander goed vertrou nie. Baie mense vertrou nog op geld, finansies, rykdom, hulle beroepe, maar die woord sê vir ons moet vertrou op God, en ons moet werklik geloof hê in God. Ons moet ons sonde bely, almal van ons maak foute, almal van ons vat mis, maar bely jou sonde, en vra vergifnis vir God. Ons moet die sonde vermy. Ons kan nie speel met sonde nie. As ons besluit het, ons dien die Here, dan dien ons die Here volkome. Ons moet 'n heilige lewe lei. Ja, en ons moet God se wil soek in alles. As jy voor 'n besluit staan of iets met jou gebeur, vra die Here wat is sy wil en wag vir 'n antwoord. Soms is ons gedagtes so besig dat ons nie die stem van die Here hoor nie. Dan moet jy vertrou dat die Here vir jou in die skrif gaan antwoord of hy deur iemand gaan antwoord. Die Here het 'n verskillende maniere wat hy met sy kinders praat, maar maak seker dat jy God se wil soek. Wag op God. As ons dink aan koning Saul, wat het met hom gebeur omdat hy nie wou wag vir die profeet om vir hom te kom sê wat om te doen nie, omdat hy ongeduldig was, toe gaan hy na die heks toe en die heks gee vir hom raad. En ons sien wat het met hom gebeur. Hy het totaal en al in die verkeerde weeg gegaan, hy het sy koningskap as gevolg van sy ongehoorsaamheid verloor. Ons dink aan die jong koning wat vir die ouderlinge gevra het, hoe moet hy regeer, hoe moet hy dit doen? En toe luister hy liewerste na sy vriende. So ons sien dit wat gebeur met mense, as hulle nie luister na God nie, as hulle nie wag op God nie, en as hulle nie gehoorsaam is tot God nie. Gehoorsaam aan God, ontvang krag van God. Wanneer ons gehoorsaam is aan God, en wanneer ons God se wil doen, dan ontvang ons krag van die Here. Die Here gee ons bo-natuurlike krag. Hy versterk jou in sy woord, in die woord van God. Ons het soveel keer daaroor nou al gepraat. Lees die woord, mediteer daaroor, oordink dit. Oral in die Bybel sien ons gedeeltes wat staan Sela na 'n stuk, en dit beteken dink daaroor. Wanneer jy iets wil doen, wanneer jy iets lees, dink daaroor voordat jy dit doen. Ek weet soms moet ek vir myself sê, daar's 'n spreekwoord wat sê sit te wag voor jou mond, maar partykeer sê ek het die hele weermag nodig om voor my mond te wees, want ons as mense so geneig om so vinnig te antwoord, en dan is dit partykeer al die verkeerde goed wat ons sê. So kom ons wees nie haastig nie, kom ons wag en ons gebruik die woord van die Here om ons te lei. Dit is tog 'n handleiding vir ons om hier te leef op aarde. Ons vra vir wysheid en leiding van die Heilige Gees. Elke dag wanneer ek bid, sê ek, Here, gee my die wysheid vir hierdie dag. Ek vra leiding deur die Heilige Gees, want in my eie krag gaan ek dit nie doen nie, in my eie kragte gaan ek alles doen wat verkeerd is. Daarom is dit nodig om op die Heilige Gees te vertrou. Ons bou ons verhouding met God deur gebed en aanbidding en die woord. Hoe gaan jy iemand leer ken as jy nie tyd met hom spandeer nie? Hoe meer tyd jy by God se woord, onthou die woord is God, hoe meer jy tyd aan God se woord gaan studeer en bestudeer en tyd spandeer, hoe meer gaan jy bewus raak van God en God se teenwoordigheid en sy insaag in jou lewe. Ons kyk ook hoe lyk die goddelose en die sondaar se lewe. Daar's verskillende Hebreëse woorde ook, is rasha, wat beteken moreel, verkeerd, sleg, spotters, goddeloos of godloos. Ek kan nie dink om godloos te wees nie. Daarom is dit belangrik om seker te maak,
jou lewe op aarde is reg. Sou God kom om ons te kom haal, dat ons nie agterbly vir die groot verdrukking nie. As jy agterbly, gaan jy godloos sonder die Heilige Gees leef. So ek wil julle motiveer om reg te wees vir elke dag. En ons sien ook so dat hulle nie glo aan God nie. Hulle glo aan die bankbestuurder, hulle glo op die sterretekens, hulle glo aan allerhande goed, maar nie God nie. Daarom vergaan hulle, daarom gaan dit sleg met hulle, want hulle vertrou nie op God nie. So kom ons wees nie soos die goddelose nie, maar soos godvreesende kinders van die Here en vertrou die Here. Ja, as ons weer na vers 2 kyk, vind jou vreugde in die Here. Soos Yvonne gesê het, mediteer dit dag en nag. Oordink dit, praat daaroor in jou gedagtes. Lees die woord. Ons kan nie in ons verhouding met God groei sonder die woord nie. Ons moet sy woord ken, ons moet sy woord verstaan, ons moet sy woord toepas. Kies dan om gehoorsaam te wees. Baie keer hoor ons die stem van God en dan dink ons, dit pas nie nou binne ons plan nie, ek het nie nou tyd nie, ek sal dit later doen. So kom ons wees onmiddellik gehoorsaam as jy God se stem gehoor het. Kom ons maak dit 'n prioriteit om God bo alles te stel. Baie keer sien ons in ons dagtake, jy is so besig van vanoggend tot vanaand en as jy jou kom kry, is jy so moeg om Bybel te lees, jy is so moeg om te bid, jy is so moeg om met die Here te praat, jy sê net 'n paar versies op of jy lees net 'n paar versies en jy slaap. So kom ons maak dit 'n prioriteit elke dag om tyd met God te spandeer, om net stil te raak en met hom te praat. Die woord van die Here waarsku ons tog dat die Here sê, sou jy maar koud gewees het, maar nou dat jy lou geword het, sal ek jou uitspoeg. Hoe raak 'n mens lou? Deur die woord van die Here af te skeep, jou tyd wat jy met God spandeer in gebed, jou tyd wat jy spandeer in die woord van die Here. Ek moet myself baie keer ook motiveer. Ons raak soms moeg, wanneer ons uiteindelik in die aand in die bed klim en ons begin met God praat, is ons baie keer so moeg, ons kan nie ons oë oophou nie, maar dit het al met my gebeur, ek is so moeg, het voel of ek my oë nie kan oophou nie, maar die oomblik as ek die lig afsit, my brein waawyd wakker. So dis ook die duiwel wat ons wil steel en beroof van hierdie tyd. So kom ons maak seker, as jy moeg is, moenie bly lê nie, staan liewerst op, kniel langs jou bed, of gaan sit op 'n ander plek, sodat jou aandag vars kan wees. Ons kyk in die Engelse vertaling van die TPT, Psalm 1 lees soos volg, The tree of life, what delight comes to the one who follows God's ways. You won't walk in the step with the wicked, nor share the sinner's way, nor be found sitting in the scorner's seat. His passion is to remain true to the word of I am. Sy passie is om te bly by die woord van die Here. Meditating day and night on the true revelation of the light. Ons sien dat Jesus die lig is en ons moet mediteer op die ware een. Ye will be standing firm like a flourishing tree planted by God's design, deeply rooted by the brook of bliss, bearing fruit in every season of life. Maak nie saak wat 'n storm aankom nie, is dit winter in jou lewe, is dit reenseisoen, is dit 'n droë seisoen, jy sal kan staan. He is never dry, never fainting, ever blessed, ever prosperous, but how different are the wicked. They are like chaff blown away by the wind. The wicked will not endure the day of judgment, for God will not defend them. Is dit nie vreeslik om te dink, ek en jy het 'n advokaat, sy naam is Jesus, hy tree vir ons in, maar die goddelose, Jesus gaan nie vir hulle intree nie, want hulle het hom nie geken nie, hulle het hom nie aangeneem as verlosser en saligmaker nie. So daarom is dit belangrik dat ons seker maak ons het 'n verhouding met hom. Nothing they do will succeed or endure for long, for they have no part with those who walk in truth. But how different is it for the righteous? The Lord embraces their paths as they move forward, while the way of the wicked leads only to doom. Ons sien dat elke vertaling sê dit so mooi uiteen. Ons kan dit nie betwyfel nie, ons kan dit nie betwis nie. Die woord van die Here is ja en amen. Die Here sê, leef in die vrese van die Here en dit sal met jou goed gaan. Ja, ons wil julle aanraai om jouself te ondersoek,
Ons elkeen moet dit doen, elke dag. Hoe lyk jou boom? Hoe lyk die vrugte wat jy dra? Hoe lyk jou oes? Dra jy gereelde vrugte? Is daar miskien pes, siekte aan jou takke? Hoe behandel ons dit? Julle kan gerus gaan lees Matteus 12, 33 tot 37. Gaan lees ook Matteus 3 vers 8. Gaan lees ook Johannes 15 vers 4 tot 5. En as ons dan kyk 1 Korintiërs 10, 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Gaan lees ook gerus Jakobus 1, 13, gaan lees ook Matteus 6, 13. Iemand sê dalk daar buite, maar hoe moet ek lewe? Wat is God se wil? Wat is sy verordeninge? Oral in die Bybel sien ons dat God praat van sy wil, sy verordeninge en dit sal goed gaan. Daarom wil ek julle motiveer as julle meer wil wees. Hierdie boekie van Pastoor Clemens Mann se Heilige Lewe. Hierdie boek is 'n opsomming vir 'n persoon om 'n heilige lewe na te leef. Wat jy moet doen, hoe bly jy in God se wil? Ek motiveer julle, die nommer wat op die skerm is, R150 vir hierdie boekie, gaan vir jou lewe verander. Dit gaan definitief, as jy nog nie die Here ken nie, kan ek vir jou vra, bestel hierdie boekie, 'n nuwe lewe in Christus. Ja, ons doen die Sondagsgebed, ons gaan dit vandag saam met julle ook doen. Wanneer julle die Here aangeneem het as persoonlike verlosser en saligmaker, dan is die vraag gewoonlik, wat nou volgende? Ek wil julle motiveer, hierdie boekie, 'n nuwe lewe in Christus, deur Pastoor Clemens, slegs so R100. Volg die instruksies in hierdie boek. Hierdie boek vertel jou, wat moet jy doen, hoe moet jy lewe, wat gebeur na 'n bekering. Dit praat oor die doop, dit praat oor die spreuke in tale, die dooping van die Heilige Gees en vele meer. Ek motiveer jou, koop vandag hierdie boekie, ook vir iemand wat dalk nog nie die Here ken nie, of iemand wat jy dalk onthou die Here sê, om 'n sondaar te lei na die Here toe, delg baie sondes uit. Ek en jy, ons almal sondig daagliks. So kom ons maak dit ons missie, om sondaar na die Here toe te lei. Koop hierdie boekie, gee dit vir hom, loop 'n pad saam met hom, spandeer saam met, en ek kan julle verseker, hierdie persoon gaan 'n verskil in sy lewe hê. Dan die ander boekie, R60, 'n gebed wat alles verander. Een klein ou boekie, R60. Hierdie, alles wat ons week vir week van praat, kan ons amper vir julle sê, is opgesom in hierdie boekie. Volg die instruksies, beoefen dit, oordink dit, en julle sal 'n verskil in julle lewe hê. Bestel sommer vandag nog 'n kopie, en Kersfees is nie meer so ver nie, goeie geskenke vir die mense daar buite. Jy kan mense die mooiste geskenke gee, maar dit het tydelike waardes. Wanneer jy vir iemand 'n Bybel koop, of een van hierdie boekies, dit het ewigheidswaarde, wat nooit kan verval, of net verdwyn nie. Ons weet die Here leer vir ons in sy woord. Vandag kyk ons bietjie na die versoeke. Ja, daar's baie mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het in hierdie tyd. So kom ons bid vir vertroosting, dat die Here hulle werklik sal toevou in liefde en vertroos. Ons bid vir ons matrikulante, wat besig is met rekordeksamen. Ons bid ook vir die ander leerders wat besig is met eksamen. Dan het ons baie versoeke vir huwelike daar buite. Ons weet dat die aanval op veral die Christelike, die geestelike huwelik, die goddelike huwelike, het baie aanslae op hierdie tyd. So kom ons tree werklik in vir huwelike in hierdie tyd, en dan siekte. Daar's baie mense nog in hospitale. Ons bid ook vir huisgesinne. Ons sien in hierdie tyd, daar's verbrokkeling, ouers en kinders. Die verhoudings is net nie reg nie. So kom ons tree ook in vir die ouer-kinderverhoudings in hierdie tyd, die familieverhoudings, die boetie-sissies verhoudings, dat daar werklik vrede en liefde, eensgesindheid sal wees, ook in hierdie tyd, in die huwelike
Yvonne, sê hy vir ons sal afsluit met gebed asseblief. Ons Hemelvader, baie dankie Here dat ons U aangesig kan soek, Here. Dat U nog te vinde is, Here. Dankie Here dat ons op U kan staat maak om ons te lei. Here, U het al hierdie versoeke gehoor, Vader. Here, nie een van ons, Here, kan op ons eie kragte staat maak nie. Daarom bid ons dat die Heilige Gees ons sal lei, dat U die Heilige Gees in ons, vir ons die pad sal wys wat ons moet gaan, die besluite waarvoor ons staan, Here. Geef ons die wysheid, Here, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en die vermoë om die regte toe te pas. Here, ek vra dat U sal voorsien, dat U sal red, dat U sal genees, dat U sal vertroos, Here, want U is die Here op wie ons vertrou, en ons eer en loof U in die naam van Jesus, en ons dankie Vader daarvoor, in Jesus naam, amen. Baie dankie, tot 'n volgende keer, totsiens. Totsiens.